Môre julle kuier weer vanoggend hier op 'n lekker Woensdagoggend saam met my, Lisel van Sail, by Tussen Koffie en Genade. So die afgelope tyd praat ons 'n bietjie oor om jou storie te herskryf. En vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor contentment, of om volgenoegd te wees. So as jy vir 'n oomblik gaan stil sit en dink aan jou lewe, hoe vervuld voel jy op die oomblik? Tussen 1 en 10. Dalk is jy 'n 8 of 'n 9 en jy voel dankbaar vir jou lewe en jy's op 'n goeie plek. Maar dalk sit jy vanoggend en jy's eerlik met jouself en jy sê, weet jy wat? My enetjie is op 'n 2. Dalk voel jy so bietjie leeg en onvervuld. En as dit is waar jy op hierdie oomblik is in jou lewe, wil ek jou uitnooi om vanoggend saam te kom luister. Van die afgelope tyd het ons nou al gepraat oor waaroor praat jy? Wat is jou ingesteldheid? Wat is jou mindset? En ons het ook gepraat oor die motiewe van jou hart en hoe belangrik is dit om jou hart reg in te stel voor jy enige droom kan bereik. Maar ware geluk en vervulling kom as jy goddelike beginsels toepas in jou lewe en die leuen van die vyand begin afbreek. So ons praat oor om jou storie te herskryf. En daar is een ding, as jy nou 'n bietjie gaan dink, as jy nou dink oor jou lewe, waar jy nou is, as daar nou een ding is wat jy sal wil verander, wat is daai een ding? Kyk, ons almal het met tye al verkeerde besluite gemaak in ons lewe. En soos ons laasweek ook gepraat het, dit natuurlik ook 'n invloed in jou lewe. Maar dis nie te sê dat dit jou moet define nie. So kom ons praat 'n bietjie oor contentment. En wat is in jou maag om by vervulling uit te kom? En ek wil net vir ons gou-gou hierdie skrif lees voor ons 'n breek gaan vat. En dis in Filippense 4 vers 6 wat vir ons sê: Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your wants known to God. So, die beginsel is, ons moet konstant met dankbaarheid, maar ook vir die Here sê, Here, maar dit is my behoefte, dit is my behoefte, dit is, en die Here weet dit, maar hy wil hê, jy moet met hom in verhouding staan, en dit na hom toe bring, want hy sê, bring al jou swaar laste na my toe. So ons gaan so vinnig 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor vervulling. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Vanoggend praat ons 'n bietjie oor vervulling of contentment. Nou daar's een ding wat ons moet verstaan, hè? Die vyand, hy kom en lieg vir ons. En hy wil die heeltyd vir ons valse vervulling bring in ons lewe. Hy vermom dit in 'n chocolate, maar binne-in is dit sianiet. So ware vervulling kom as ons die gawe aktiveer deur om in goddelike gehoorsaamheid te wandel. So dankbaarheid en vervulling gaan natuurlik om content te wees, gaan hand aan hand. Want die een aktiveer die ander een. Nou in Romeine 15 vers 13 sê dit vir ons: May the Lord of your hope so fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith, that by the power of the Holy Spirit you may abound and be overflowing, bubbling over with hope. Hulle het dit nou al bewys, nê, dat jy nie kan kla en dankbaar wees op dieselfde tyd nie. Want wanneer jy die deel van jou brein wat jy gebruik om dankbaar te wees, en die deel van jou brein wat jy gebruik om te kla, is dieselfde deel in jou brein. So of jy kla, of jy is dankbaar. So wanneer daai outomatiese siklus wil kom om negatief te wees, en te kla, en die verkeerde te sien, en negatief ingestel te wees, kan jy letterlik jou brein hijack, om in intentionele dankbaarheid te wandel. En ons gaan nou weer 'n bietjie verder daaroor praat. Want onthou, die vreugde van die Here
dit is jou krag. Geen wonder die duiwel wil die hele tyd ons vreugde kom steel nie. So vervulling kom wanneer jy dankbaar is vir dit wat jy nou in jou lewe het. En dit aktiveer die vreugde en die vervulling. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar, wanneer jy die heeltyd gaan fokus op dit wat nie werk nie. Hoe sleg dit gaan met jou, al jou probleme, die siektes, die dinge wat jou die heeltyd wil negatief maak. As ons op dit gaan fokus, dan gaan dit naderhand discontentment bring. Want onthou waar jou brein gaan, where the man's thoughts go, where the thoughts go, the man follows. So waar jy gaan met jou gedagtes, dis waantoe jy jouself gaan lei. En daai gaan op die ouende na depressie toe lei. So, ek het al in die verlede al baie gepraat oor depressie, maar ek wil net so vinnig, ek kan nou nie 'n hele praatjie daaroor hê nie, en ons sal dalk op 'n ander stadium spesifiek daaroor nogal gesels. Maar jy kry verskillende tipe depressies. Partymal is dit in jou liggaam, omdat jy letterlik 'n serotoniemtekort het, jy kry nie genoeg Vitamiin D nie, jy kry nie genoeg slaap nie, wat ook al, en dan is dit 'n wanbalans letterlik fisies in jou liggaam. Dit kan hormonaal wees, as jy sekere tekorte het, so dit is 'n liggaamlike depressie, as ek dit nou so kan noem. Dan het jy 'n emosionele depressie. Dit is wanneer jy deur trauma gegaan het, dit is wanneer jy deur abuse gegaan het, dit is wanneer jy enige negatiewe, met verhoudings, konflik in verhoudings, alles wat met dit gepaard gaan, kan veroorsaak dat mens in depressie gaan, veral as jy in 'n hopelose situasie is. Of baie keer as jy deur sekere goed nie gewerk het nie. Soos ek sê, dis 'n baie breedvoerige onderwerp. En dan kry jy netlik geestelike depressie, wat dit letterlik 'n gees van depressie is, wat jy wil onderdruk. En dis hoekom dit so belangrik is, laat ons dan dit as geheel kyk. Nie net jou in 'n boksie druk en sê, okay, jy's nou depressieleier en dis hoe jy die res van jou lewe gaan wees nie. Want glo vir my, in my DNA het ek daai geen om depress te wees. Ek was self vir jare depressief, tot ek die waarheid ontdek het oor die hele situasie. En dis nie iets wat jy hoef te vat en te eien, en dit hoef jou nie te define nie. Maar onder andere het die Here ook vir my kom leer, in my donkerste van donker tye, dat die antidote vir 'n emosionele depressie is dankbaarheid. En ek wil gou vir julle hierdie lees, Efesiërs 2 vers 10. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we might do those good works with God predestined, planned beforehand for us, taking part with Him, preparing ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He pre-arranged and made ready for us to live. So die Here het nie vir ons 'n lewe beplan waar ons depressief, onvervuld, moeg, hopeloos moet wees nie. So God se hart vir ons is om in vervulling te lewe. Maar ons moet onthou, ons is gees, siel en liggaam. En die een het natuurlik 'n invloed op die ander. Soos nou gepraat het, as jy emosioneel nie lekker voel nie, gaan dit 'n effek hê op jou liggaam. As jou hormone nie lekker is nie, gaan dit 'n effek hê op hoe jy gaan voel. Alles kan ooglopend om jou fantasties wees. Jy kan die wonderlikste lewe hê, maar as hier iets binne fisiologies in jou liggaam aangaan, jy het burn-out of jy het sleg geslaap, gaan dit natuurlik 'n invloed hê op jou gemoed. Maar kom ons praat 'n bietjie verder oor dankbaarheid. Nou, dankbaarheid is letterlik 'n sleutel om ware goddelike geluk oop te sluit. So, uitbranding en depressie gaan natuurlik hand aan hand. Want as jy uitgebrand is, dan wil ek amper sê, jy het 100% depressie. Want jy voel moedeloos en hopeloos, want jy voel jy het nie krag nie, en jy kan nie eers opstaan nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie in geheel te kan sien. Soos ek sê, dit kan partymal wees van stres. Partymal is dit letterlik wat jy nie, jou maag nie ordentlik ook gaan nie. Net om oor dit te praat, kan veroorsaak dat jy 'n serotoniem tekort
het, so al daai goed kan ook 'n invloed hê in ons liggaam. Maar wat ons wel beheer oor het, is ons gedagtes. So elke liewe mens, en ek wil vandag ook dit vir jou sê, dalk sit jy met emosionele skade en jy sit met abandonment issues en jy sit met verskriklike seer in jou hart. Kyk, as daai goed nie uitgesorteer word nie, en mens kom nie op 'n plek van genesing nie en mens hou vas aan hierdie goed, gaan jy verseker in depressie val. En dan gaan dit regtig moeilik wees om in oorwinning op te staan en in vervulling op te staan. En dis hoekom ek so graag aan dit wil raak vandag. Maar die Here gee vir ons antwoorde. Ons moet net luister en dit begin implementeer in ons lewe. Gaan lees maar net weer eens Psalm 23 wat sê: Ek sal niks kort kom nie. En daar was baie keer wat ek seker van julle ook al gevoel het, Jene, hierdie is nie vir my 'n realiteit nie. Ek voel verseker ek kort nou iets. Ek het 'n tekort aan slaap, veral as jy nou 'n mamma is met 'n toddler en 'n babatjie en 'n kleuter. Ek het immige simpatie vir jou, want weet jy wat, jy voel dan moeg, jy is uitgeput. Dit is 'n seisoen in mens se lewe wat jy net so oorweldig voel. Maar dis ook net 'n season, en in hierdie season wil die Here sekere goed vir mens kom losbreek. Nou in Psalm 104 sê hy, nou praat hy van Thanksgiving, hy sê, Enter into his gates with thanksgiving, and a thank offering, and into his courts with praise. Be thankful and say to him, blessed and affectionately praise his name. Nou, wanneer jy nie op 'n goeie plek is nie, is mens lus om hierdie te doen? Verseker nie. En dit is ook hoekom mens, as mens in depressie is en jy voel moeg en jy voel te neergedruk en jy is onvervuld, is dit ook dat mens bytelmal voel dat die Here nie naby jou is nie. Maar hierdie sluit vir ons iets oop. Om in dankbaarheid te wandel. Nou hoor bietjie dit, sielkundiges het al bewys dat dankbaarheid die emosie is wat jy amper die minste kan voel. So dankbaarheid gaan jy nie noodwendig voel nie. Dis iets wat jy kies om te wees. Net soos vergifnis. Vergifnis is nie 'n gevoel nie, dit is 'n keuse. So as jy dan intentioneel teen jou human nature gaan, wat eintlik maar baie entitled is, selfgesentreerd en ondankbaar is, en intentioneel dankbaarheid kies en kweek, dan aktiveer jy die blessings wat dankbaarheid vir jou wil gee. So dankbaarheid, wanneer jy kies om in intentionele dankbaarheid te wandel, vir die klein in jou lewe, vir die mooi in jou lewe, vir die eenvoudige goedjies in jou lewe, nê? Soos dankie Here, die voeltjies sing vanoggend. Dankie Here vir hierdie pragtige oggend. Dankie vir die wolke, dankie vir die bome, dankie vir my kinders. Daar's duisende goed, as mens net eers gaan begin dink, dan besef mens, Here, dankie ek het 'n kar, dankie ek het 'n huis. Ek meen, ons kan so swaarder afgewees het, as ek dit nou so kan stel, nê? En dan soos ons dan begin dankbaarheid in intentionele dank, nie soos by the way, ek het dit nou maar net en dis nou maar net so nie. Jy's ingestel om dankbaar te wees vir dit wat jy het, dan sluit jy die blessing oop. Want baie mense het soveel mooi om hulle, maar hulle kan dit eenvoudig nie sien nie. So kies vandag om intentioneel te begin kyk na die mooi, die positief, dit wat jy juis oor kan dankbaar wees, in die storm waar jy op die oomblik sit. En dis ook hier waar mense net weer kan stil staan en sê, Here, kyk die mooi sonsopkom, kyk die mooi sonsondergang, die eenvoudige, die plain, the beauty, wat die Here vir ons gegee het om ons. Nou 1 Thessalonisense 5 vers 18 sê dit vir ons, Thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. En dit is waar ons partymal net die sluiers met partymal aftrek van ons oë af.
En voor ons begin in daai discontentment ingaan en ondankbaar te wees wat ons nie het nie, te begin dankbaar wees wat ons reeds het, of dit wat ons nou het. Want hoe wil jy nou die volgende seën hê? Jy wil nou die volgende blessing hê, jy wil die volgende 'n groot deurbraak hê, maar jy is nog nie eers dankbaar vir dit wat jy vandag het nie. En dis wat hy skryf sê, no matter what the circumstances be. Maak nie saak wat, al kry jy teestand, al het jy moeilike omstandighede, al is mens siek, al voel mens nie lekker nie, ek kies intentionele dankbaarheid. En dan aktiveer jy die gawe van ware joy in jou lewe. Nou kyk, wanneer jy in goddelike dankbaarheid wandel. Dit is so verskillend met wanneer jy in die wêreldse begrip, of kan ek sê amper die vyand se pad verloop en God se pad verloop. Nou as jy goddelike dankbaarheid, soos jy dankbaar is jy, dis nie dat jy seën wil hê nie, jy's net dankbaar want jy weet wie God vir jou is, en dan kom die seën, nê? Waarmee die vyand is, dit is 'n entitlement. Ek wil dit hê, dis 'n demand. Ek soek dit, ek soek hierdie, daai, en dis materialistiese goed. En al kry jy dit, is jy dan nog steeds onvervuld. Want dit kom nie uit 'n hart van ware dankbaarheid uit nie. Ek wil net vir ons 'n laaste skrifgie lees, en dan gaan ons gou-gou weer 'n breek vat, en dit is in Jakobus 4 vers 2. You burn with envy and anger and are not able to obtain the gratification, the contentment and the happiness that you seek. So you fight and you war. En dit is waarvan ek praat. As ons die hele tyd gaan entitled wees, gaan die hele tyd staan op ons regte. Ek het die reg om dit te hê. Ek moet dit kry, en is daar entitlement, want die opposite van dankbaarheid is entitlement, so by the way. So, daai entitlement keer dan dat jy by contentment en happiness en vervulling kan uitkom. So ons gaan nou net gou-gou 'n bietjie 'n breek vat, en dan gaan ons spesifiek praat oor sekere sleutels wat mens nodig het om contentment te aktiveer in mens se lewe. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend hierso tussen koffie en genade, praat ons 'n bietjie oor contentment en om by vervulling uit te kom. En nou gaan ek 'n paar sleutels noem om hierdie te aktiveer in mens se lewe. Nou die eerste ene is nederigheid. Ek wil vir ons lees sommer in die Message Translation, in Spreuke 13 vers 7. Nou hoor hoe mooi stel hy dit. Hy sê, a pretentious, showy life is a empty life. A plain and simple life is a full life. Jy sien, God se koninkryk is die upside down koninkryk. Dit wat die wêreld vir jou sê, gaan vir jou satisfaksie gee en vir jou geluk bring en vir jou vervulling bring, is leeg en kom tot niks in God se teenwoordigheid nie. Kom ons lees 'n bietjie in 1 Johannes 2. En ek gaan vir ons lees vers 16 en 17. For all that is in the world, the lust of the flesh, cravings of sensual gratifications, and the lust of the eyes, greedy longing of the mind, and the pride of life, assurance of its own resources, or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world itself. And the world passes away and disappears, and with it the forbidden cravings, the passionate desires, the lust of it. But he who does the will of God and carry out his purpose in his life remains forever. So 'n rykdom op hierdie aarde, en dit wat die aarde of die wêreld die heeltyd vir jou probeer voorgee, van wat vir jou contentment gaan bring. En geluk is tydelik. Maar net deur die Here kan jy ware contentment kry. Al hierdie dingetjies kom tot niks. Dis eintlik leeg. Dis niks seggend nie. Nou jaag ons na al hierdie aardse dinge doen, na dit toe, maar dit kom tot niks.
Nou in Matteus 6 vers 19 tot 21 sê dit vir ons, do not gather and heap up or store up for yourself treasures on earth, where moth and rust and worms consume and destroy, and where thieves break through and steal. But gather and heap up and store for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust nor worms consume and destroy, and where thieves do not break through and steal. For where your treasure is, there will your heart be. So weer eens kom ek terug na die motief van jou hart. Om by ware seën uit te kom, om dit te aktiveer, moet ons eerstens nederigheid leer in ons harte. Nou nederigheid is ook wanneer jy opreg is en jy's eerlik en jy dra nie meer maskers nie en jy soek nie meer wêreldse genot om jou vol te maak nie, maar jy verneder jouself voor die Here en jy sê Here, ek soek dit by U. Nou 1 Petrus 5 vers 6 1 Petrus 5 vers 6 tot 7 sê vir ons, therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own esteem, under the mighty hand of God, and in due time He may exalt you, casting the whole of your care. Nou hierdie is nou eintlik so significant, want dit is wat ek nou van gepraat het van, partymal is ons so oorweldig, dat ons naderhand ons joy verloor, en ons contentment verloor. Maar hier sê hy vir ons, en dit is 'n secret, saam met die humility, kan jy met nederigheid hê, maar dan sê hy, die nederigheid beteken dan, dat jy ook besef, jy is totaal en al afhanklik van God. So in dit, besef jy kan nie noodwendig jou burdens alleen dra nie, maar jy gaan sak onder God se autoriteit, en jy sê, Here, ek gee nou my laste vir U. En hy sê, casting the whole of your cares, all your anxieties, dit wat jy laat uitstres, want distress, anxieties, worries, al hierdie goed veroorsaak depressie en steel jou joy wat jou krag is. So ons moet dit vasvang en sê, Here, ek weet hierdie situasie is oorweldigend, ek het nie op hierdie oomblik antwoorde nie, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie, maar ek vertrou op U en ek gee nou hierdie vir U, want dit is buite my beheer. So hy sê, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, so vir altyd en altyd, on Him, for He cares for you affectionately, and cares about you watchfully. So die Vader se hart is, hy kyk vir ons, en hy wil ons help, hy wil ons lei, hy wil vir ons hierdie blessings gee, hy wil vir ons contentment gee, maar wee, as ons weer kry, dan kom die trots, en ons stel weer die pakkie op, en dink, ek kan dit mos nou beter doen. Want jy sien, trots en angstigheid is maatjies. Die oomblik as jy dink, jy kan dit in jou eie krag doen, die oomblik as jy wil beheer oorneem, ek sal hierdie ding hanteer, ek sal dit doen. Nee, weet jy wat, en jy hardloop nou met hierdie laste van jou op jou skouers, dan gaan jy verseker anxieties hê, en worries, en stresse. So, Ecclesiastes 5 vers 10 sê vir ons, He who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with gain. This also is vanity, emptiness, falsity, en niks van hierdie gaan tot vervulling kan kom nie. Soos ek gesê het, pride is entitled, maar en dit bring dan ook natuurlik ondankbaarheid en onvervulling in mense lewe. So dis hoekom ons intentioneel, soos ons kies om in dankbaarheid te wandel, moet ons ook kies om in nederigheid te wandel. Nou Matteus 5 vers 5 sê vir ons, blessed, happy, joyous, spiritually prosperous, with life joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions. So niks van hierdie goed buite jou huis en jou besittings en materialisme en al hierdie goed, het niks te doen met of jy gaan satisfied wees of nie.
Dan sê hy, "Are the meek, the mild, the patient, long-suffering, for they shall inherit the earth." So ware vrede kom wanneer jy in nederigheid en dankbaarheid wandel. Dit breek daai entitlement en daai trots in mense lewe. Ek wil vir ons 'n laaste skrifgie lees en dan gaan ons 'n bietjie 'n preek vat. Dit is in Kolossense 3 vers 15. En dit is eintlik wat contentment is. Wat is contentment? Dit is ware vrede in jou lewe. Dis net waar jy kan asemhaal, jy kan ontspan en jy kan net wees. Nou sê, "And let the peace, soul harmony, which come from Christ's rule, act as empire continuously in your heart." So van waar kom daai vrede? Van the Prince of Peace natuurlik, van Jesus. Nou sê hy, dit moet in jou hart bly. Maar nou hoor hoe mooi beskryf hy dit. Hy sê, "Deciding and settling with finality all questions that arise in your mind." And that's a peaceful state. So, daar kom vrae, daar kom worries, maar jy settle in jou hart. Jy sê, "Nee, ek sit my vertroue in die Here. Nee, ek weier om in vrees oor te gaan. Nee, ek weier om al hierdie negatiewe gedagtes te dink." En dan sê hy, "To which as members of Christ, one body, we all be called. And be thankful, giving praise to God always." Julle so, die sleutel van contentment, of om contentment oop te sluit, is natuurlik eerstens is om in dankbaarheid te wandel. En dan is dit om in nederigheid te wandel. Ons gaan gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons by die volgende sleutel uitkom. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou oor die volgende sleutel praat, wat dankbaarheid en tevredenheid in jou lewe oopsluit. En dit is getrouheid. Nou in Matteus 25 vers 21 sê dit vir ons. His master said to him, "Well done, you upright, honest, admirable and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys." Nou, hierdie beginsel, daai hele verhaal gaan daaroor oor die verskillende talente, en hierdie ene was getrou met min, die ander ene was getroud met bietjie meer, wat ook al, maar die lank en die kort was, die beginsel wat ek hier wil by uitbring, is dat hierdie dienaar was getrou oor min. Dit was nie 'n entitlement soos ons nou gesê het, of 'n trots ding van ek moet baie hê. Ek wil heers, ek wil my weet dat dit moet gaan oor die quantity van wat ek het. Dit gaan meer oor die quality. En hierso kom weer daai beginsel van wanneer jy getrou is waar niemand jou sien nie. Waar jy dalk nie belangrik voel nie, waar dit dalk insignificant kan lyk, nie? Is ons besig om sekere saad te saai. En dit is daai beginsel van getrouheid. Want getrouheid aktiveer weer die seën in jou lewe. En dit is wat hierdie hele deel in Matteus vir ons ook wil verduidelik. Dis wanneer jy kan aanhou en uithou. En you keep on showing up, al raak dit moeilik. Jy saai goeie saad, jy vergewe, jy sê nee vir die verkeerde, jy bou gesonde grense, en jy sny die verkeerde uit in jou lewe, en jy hou aan, Here, stappie vir stappie, loop ek in gehoorsaamheid. So wanneer jy weet wat God se roeping vir jou is, en jy fokus op dit, met 'n opregte, nederige hart, en jy bly getrou, dit is wanneer die grondgebied van self gaan vergroot. Dan word hierdie goed bygevoeg, soos as mens ook weer die hele verhaal lees van Salomo, waar die Here na hom toe gekom het en gesê, maar Salomo, wat is jou hartsbegeerte? En hier kon hy enige iets vir die Here gevra het, en hy vra vir wysheid, en ons sal nou 'n bietjie stil staan op wysheid, maar hy het nie gevra vir die roem nie, hy het nie gevra vir die rykdom nie, hy het gevra vir wysheid. En omdat hy vir wysheid gevra het, het die Here in elk geval vir hom die ander
goed gegee in sy lewe. Want die motief was nie om ryk te wees noodwendig. Sy motief was, Here, dit was in die begin, want ja, Shampies, hy het later ook seker 'n bietjie van die pad afgegaan met al sy duisende vrouens, maar sy hart was, Here, ek wil graag u principles en u beginsels volg in my lewe en ek wil dit vir die mense wees en dit vir hulle gee. So in Lukas 16 vers 12 sê dit vir ons, and if you have not proved faithful in that which belongs to another, whether God or man, who will give you that which is your own? That is the true riches. So die vraag is jy getrou met dit wat die Here nou in jou lewe geplaas het? Of soek jy net die hele tyd, jaag jy net die volgende seën na? Jaag jy net die volgende blessing na? Of is jy tevrede en is jy getrou met dit wat die Here vir jou nou gegee het? So doen eers dit wat die Here vir jou nou gee, voordat ons begin hardloop na volgende projekte toe en dinge en roem en al hierdie ander dinge. So, en die ander vraag is ook, hoe betroubaar is jy teenoor ander mense? Doen jy wat jy sê jy gaan doen? Daag jy op? Of is jy net 'n ja-broer? Luister ouens, ek gaan dit vir jou reël en ek gaan hierdie ding vir jou doen en ek sal hierdie ding vir jou in plek sit. En as jy weer, dan sit net gepraat, maar daar kom niks van nie. Leen jy goed by mense en dan vat jy dit eenvoudig net nie terug nie. Ek kan vir jou sê, daar is soveel gebrokenheid tussen Christen verhoudings en mense wat in Christelike gemeenskappe wandel, as gevolg van hierdie beginsel. Hierdie boetie leen R1000 by jou, en dan betaal hy net nooit weer terug nie. Nou sit jy in die kerk en jy sien elke keer die broer wat daar sit, hy sê nie ja nie, hy sê nie nee nie, hy vermy jou nie, daar hardloop hy. Julle daai behoort nie in die kerk nie. Wanneer jy iets geleen het, gee jy dit terug. Dit is 'n baie eenvoudige beginsel. Anderste steel jy. Dan is jy dief. En dan gaan jy verseker nie in die seën van die Here wandel nie. So is jy getrou in die klein, daar waar niks en niemand jou sien nie, en daar waar dit nie eintlik belangrik is nie, waar dit eintlik, soos ek sê, insignificant lyk, is jy daar al getrou. In 1 Korintiërs 4 vers 2 sê dit vir ons, moreover, it is essentially required for stewards that a man should be found faithful, proving himself worth of trust. So kan die Here jou vertrou? Kan mense jou vertrou? So voordat jy enige iemand kan vertrou, moet jy eers getrou wees aan dit wat die Here vir jou gegee het om te doen. En dit is nou weer waar die eer inkom. En die respek inkom. As jy regtig eer en respek het vir die Here, gaan jy getrou wees aan dit wat hy vir jou sê om te doen. En ook so met ander mense. En dan is die vraag weer, eer jy ander mense se tyd? En dit is ook nogal vir my hartseer om te sien hoe party mense net gullible kan, of kan ek nie gullible nie, maar net eenvoudig nie worry, of hulle nou ander mense ophou of nie. En ek het al 'n paar keer al gepraat met mense wat in besigheid is, dan sê hulle met hulle haarkappers, of hulle doen nails, of dit of dat, en hoe mense absoluut nie hulle tyd respekteer nie. Hoe hulle dominerend en weet soos, luister hierso, kan ek oor 'n halfuur gou kom, en dan nie eers daaraan dink dat, weet jy wat, daar's 'n tyd en 'n plek, is nou dalk nou 'n simpel voorbeeld, maar net van, of jy sê, jy moet 10:00 daar wees, dan daag hulle 10:30 daarop. Nou is alles laat, want die persoon het 'n halfuur later opgedaag, en hulle kan minder worry. Julle daai goed is nie getrou nie. Om getrou te wees is, jy daag op, jy's daar. Wat jy sê, gaan jy doen. Dit kan letterlik iemand se lewe verwoes as jy nie getrou is nie. Vra maar vir 'n vrou wie se man ongetrou was. Julle, en die is 'n ongelooflike belangrike beginsel, en dis hartseer om te sien hoe dit so ingeslyp het in ons kultuur van, weet jy wat, jy moet maar aanpasbaar wees, en jy go with the flow, en daai ou is nou maar verstrooid, hy is nou maar altyd laat. Nee,
Almal kan kies of hulle betyds of laat wil wees. Almal kan kies of jy gaan getrou wees. As jy iets by iemand geleen het, dit vir hulle terug te gee. Dit is dalk nou 'n klein voorbeeld, maar tot in dit wys dit die karakter wat binne in iemand is. So die volgende sleutel was dan, dis dankbaarheid, dan het ons gepraat oor nederigheid, dan het ons gepraat oor getrouheid. Al hierdie beginsels sluit op die ouende die contentment oop. Ons gaan gou-gou weer 'n breek vat en dan gaan ons die volgende beginsel deel. Welkom terug julle. Ons praat nou oor 'n paar beginsels wat jou gaan help om by dankbaarheid en contentment uit te kom. Nou dankbaarheid is een van die beginsels, maar om by vervulling uit te kom. Die volgende sleutel wat jy nodig het, is om leersaam te wees of teachable. Dis my mooier woord in Engels om teachable te wees, nie? Om die wysheid te kan hê om te weet wat moet verander. So om by contentment uit te kom, moet ons ook kan weet en insig kry en kan vra vir wysheid wat moet verander en wat is werklik die waarheid in my lewe. Want baie keer het ons sluiers oor ons oë en dan dink ons is in die situasie wat ons is, of ons dink ons is ongelukkig want daai net dit en dit en dit en dit en dit gedoen. En baie keer veroorsaak ons eie discontentment, omdat ons verblind is en ons kan nie sien wat die waarheid is in ons eie lewens en in ons eie harte nie. So in Romeine 1, vanaf vers 21 tot 22 sê vir ons die volgende. Because when we knew and recognized him as God, they did not honor or glorify him as God or give him thanks. But instead, they became futile and godless in their thinking. Nou dit is waarvan ek praat van die mindsets, van hoe mens partymal dink. With vain imaginations, foolish reasonings, and stupid speculations. And their senseless minds were darkened. Claiming to be wise, they became fools. Professing to be smart, they made simpletons of themselves. So, die Heilige Gees is die ene. En hy is die enigste een wat vir ons die waarheid kan wys. En vir ons die openbaring kennis kan gee. Wat dit is in ons lewe wat moet verander. En dit is hier waar ons moet gaan soek. Dit is jou verantwoordelikheid om te gaan soek. Wat is daar? Watse mindsets het ek in my lewe gebou? Hoe dink ek in my hart? Hoe voel ek oor mense? Hoe sien ek die lewe? Sien ek dit deur die bril van die Here? Of het ek hierdie vain imaginations, hierdie foolish reasonings in my gedagtes wat dinge opmaak sodat dit die waarheid vermom? En dis weer eens waar mens die verantwoordelikheid moet vat en sê, Here, maar dis my verantwoordelikheid om by vervulling uit te kom, deur om in gehoorsaamheid te wandel en al hierdie beginsels toe te pas in my lewe. Die vyand wil ons natuurlik verblind, sodat hy ons vryheid kan steel en dat ons vasgevang word. So wanneer jy onder druk voel, jy voel depressief, jy voel onvervuld, jy voel leeg, dan is dit nie van die Here af nie. Dit kom direk van die vyand af en die wêreldse genot. So 2 Korintiërs 4 vers 4 sê vir ons, For the God of this world has blinded the unbelievers' minds, that they should not discern the truth. So hy kom en hy verbloem die waarheid, sodat mense nie dit kan sien vir wat dit is. En nou hier praat hy spesifiek vir die openbaring van wie Jesus is. Want Jesus bring vir ons salvation, so hy wil nie hulle moet gered wees nie, so hy wil dit verblind. Maar hy verblind ook ander goed in ons oë, dat ons dit nie kan sien nie, dat ons nie by vryheid en by die waarheid kan uitkom. En hy sê, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ. En dit is nou presies wat ek by wil uitkom. So hy wil nie net vir die wêreld verblind nie, maar of even vir ons wat die Here dien, wil hy partymal kom met verblinding,
dat ons nie die waarheid sien oor wie Jesus byvoorbeeld vir ons is nie. En wat het hy vir ons kom doen om ons vry te maak nie. Hy wil letterlik jou blind hou sodat jy nie in oorwinning kan lewe nie. En letterlik jou vryheid verloor. Maar Psalm 111 vers 10 sê vir ons, the reverent fear and worship of the Lord is the beginning of worship and skillful insight. So, dit is waar alles begin, is om wysheid te kry, om insig te kry, sodat ons hierdie leuns kan identifiseer, dit kan afsny en dit kan dismobilize. En dan is daar ook 'n stuk in Spreuke waar hy sê, in all your getting, get understanding. Want understanding will set you free. So kom ons lees 'n paar. Hierso staan dit in Spreuke 4 vers 7. Dis waar dit staan. And with all you have gotten, get understanding. Dan sê hy discernment, comprehension and interpretation. Is om te kan interpreteer, wat is dit wat my eintlik, Here, wat is nie so lekker in my hart nie. En dan kom die Heilige Gees en hy sê, Boeta, jy voel soos wat jy voel, want jy het nie daai ene vergewe nie. So dis eintlik 'n saadjie wat jy gesaai het van verbittering byvoorbeeld. En so kom die Heilige Gees en hy wys vir ons in ons hart, wat is daar wat keer laat ons by vervulling kan uitkom. So mag die Here vir jou wysheid gee om ware geluk en genoegsaamheid te kry. Kom ons lees nou 'n bietjie nog in Spreuke en ons gaan na die wyse raad, want daar praat hy baie van understanding en om wysheid te hê, en hy praat ook baie van contentment en om by dit uit te kom. Want as jy nou kyk in Spreuke, praat hy van ware geluk, ware contentment en vervulling in die Here, en dan weer in Prediker praat hy weer van wanneer jy dit in die wêreld gaan soek in 'n menslike wysheid en hoe ongelukkig en hoe leeg is dit eintlik, né? So Spreuke 2 vers 2 sê vir ons, making your ear attentive to skillful and godly wisdom, and incline and directing your heart and mind to understand, applying all of your power to the quest for it. En dan sê hy vers 6, for the Lord gives skillful and godly wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. En dan sê dit in Spreuke 4 vers 5, get skillful and godly wisdom, get understanding, discernment, and comprehensive in interpretation. Dis hoekom mense dit partymal mis. En dis ook hoekom jy kry partymal hierdie mense en hulle doen die heeltyd hierdie dom goed. Dan sê jy vir die vriendin, luister, hierdie ou is nie goed vir jou nie. Hy abuse jou, hy manipuleer jou, hy behandel jou sleg, maar keer op keer gaan sy terug. En dan kan mens nie verstaan hoekom sekere mense net nie dit snap nie. Want hulle soek nie goddelike wysheid nie. Goddelike wysheid en insig maak jou letterlik slim, sodat jy begin die konsekwensies van aksies te verstaan. So dit gee vir jou insight. Dit beteken, ek moet nou wegkom van hierdie persoon is gevaarlik vir my, daar is niks goed nie, hy kan hoe my manipuleer en hy kan hoe wat sê, ek het klaar gesien wie hy is. I'm not gonna trust this person anymore. En dan kom jy weg, jy beweeg weg, jy begin dit te doen wat die Here vir jou sê om te doen, jy begin gesonde grense te stel, dis nou maar net 'n voorbeeld, maar dit is wanneer mens ook dan minder pyn het, want jy begin die regte ding te doen, want jy begin insig kry en wysheid kry van wat reg en goed is. So die volgende sleutel wat jy moet hê, is wysheid om te verstaan wat jy moet verander in jou lewe, want dalk is daar goed wat in jou hart is, hoe jy dink, wat jy moet verander, wat die discontentment bring in jou lewe. Ok, ons is nou weer terug, en dan gaan ons oor nog 'n aspek gesels. Ek wil nou 'n bietjie stil staan en net nog een beginsel met julle bespreek, en ek dink ons het nou al die afgelope paar weke ook al hieroor gepraat, maar dit is so belangrik om hierdie beginsel ook te snap. Want die ding is, die oomblik as jy depressief en oorweldig voel, dan voel jy mismoedig. En dan het jy letterlik of jy jou courage verloor het. So, nog 'n belangrike aspek is, en ek wil dit weer sê in Engels, is to take
courage. Om op te staan as 'n warrior van die Here en te sê, Here, maak nie saak wat in my omstandighede aangaan nie. Ek gaan staan. Nou in 1 Samuel 14 lees ons van hierdie verhaal, nie, van Jonathan. Nou Jonathan was Saul se seun. En hulle het ergens gekamp en hulle was eintlik besig met 'n oorlog tussen hulle en die Filistyne, maar die Israeliete was, soos ek verstaan, onder in die vallei en die Filistyne was ergens bo op 'n berg of iets. En hierdie Jonathan het wakker geword en hy sê toe vir sy armor barrier, die ouetjie wat sy wapens dra, kom, ek en jy gaan op daar na die Filistyne toe. Nee, net hulle twee, nee. En dit is nogal vir my, hierdie mannetjie was braaf, nee, kyk, hy het nogal 'n warrior hart gehad, nee. En hier gaan Jonathan met sy mannetjie wat sy wapens dra, en hy sê toe vir hulle, okay, ons doen die volgende. Ons gaan staan, en as die Filistyne ons sien, en hulle sê, okay, ons kom af na julle toe, nee, dan gaan ons bly waar ons is. Maar as hulle sê, kom op na ons toe, dan beteken dit, die Here gee hulle in ons hande. En hier kom hy en sy armor barrier, en hulle verslaan 20 mans, en hulle maak vir hulle dood. Omdat hy opgestaan het, in dit wat die Here vir hom gegee het om te wees. Hierdie is ongelooflik belangrik dat ons hierdie konsep moet verstaan. Van in hierdie wêreld, veral as jy 'n kind van die Here is, kan ons nie net gaan lê nie. Kan ons nie net opgee nie. Kan ons nie net van dag tot dag in en uit lewe sonder om hierdie beginsel vas te vat nie. Want dis juis hier waar hy wys, ek meen, hy het nie die getalle gehad nie. Hy het net een ding gehad. Hy het sy vertroue in die Here gehad en hy het courage gehad. Net soos Jonathan en Caleb wat ook die beloofde land ingeneem het en daai wonderlike verhale wat ons al kan lees van hulle in die Ou Testament. Maar die groot ding is dat mens moet besef is dat wanneer jy totaal en al afhanklik is van die Here, wat se krag hy kan losmaak. Want net daarna, toe was daar so 'n verwarring in die kamp, dat die Filistyne nader mekaar doodgemaak het. Die Here het dit sommer vir hulle begin doen, oor een man wat opgestaan het, in courage. So die rede wat mense baie keer, hulle roeping mis, en ontevrede is, en ongelukkig is baie keer uit vrees uit. En dat hulle terugstaan en terugval, omdat hulle geïntimideer word met die vyand of omstandighede of wat ook al. So jy het courage nodig vir hierdie pad. Jy kan dalk 'n fantastiese visie hê, jy kan 'n droom hê, jy kan wat in jou hart hê, maar as jy nie courage gaan hê nie, gaan jy dit nie noodwendig maak nie. En julle, dit is scary. En daar is moeilike dinge wat ons moet face elke dag van ons lewe. En enige iemand kan opgewonde raak oor 'n visie, nê, en 'n droom. Maar dit gaan nie noodwendig uitwerk soos wat ons dink dit gaan uitwerk nie. En is hier waar jou vermoë, waar jy moet uithou vermoë hê, en courage hê, en sê, Here, ek gaan bly staan, ten spyte van wat ek ervaar, ten spyte van wat ek sien. Weet julle wat vir my so interessant, baie keer as jy hoor, jy weet, ateïste praat oor Christendom, of mense wat nou nie kinders van die Here is nie, en ek het al baie keer gehoor, dan sal die ou sê, weet jy wat, voordat ek 'n Christen geword het ek gedink is vir weak mense, Christendom is vir weaklings, dis as jy weak is, dan het dit by elke keer gebawer, of geruk, want dan dog ek, my chom, jy het nie 'n idee nie. Om 'n Christen te wees, jy moet regtig 'n warrior wees. Jy moet eintlik juis nie net slapgat wees, kan ek sê nie. Dis juis jy moet kan staan. Jy moet kan staan wanneer jy niks sien nie. Jy moet kan glo al val alles om jou plat. Jy moet absoluut 'n warrior hart hê om te kan 'n ware Christen wees. Dit is juist in jou weakness, ja, wat maak dit jou? In my weakness, hier is strength, yes, 100%. En word hy my sterkte. Maar jy moet die karakter hê om te kan staan wanneer dinge uitmekaar uitval. En is juist nie 'n kruks nie. Dis hoekom
Ek kry mense regtig jammer, dis eintlik vreesaanjaend om te dink dat jy nie in 'n God glo nie. Dit is die most scariest thought in life, want jy's all alone. Jy het niks. So daai is actually meer, sal ek sê, vir weakness, nê? Waar as jy moet staan vir die Here, dan gaan dit oor, Here, ek weet, hierdie pad wat U vir my gegee het, is nie noodwendig maklik en lekker nie. Ek het uitdagings, daar is stresse, daar is bekommernisse, maar ek staan vas in U. En dit is juis hoekom dit jou sterk maak en nie swak nie om in God te glo. Romeine 5 vers 3. Moreover, let us also be full of joy now. Let us exult and triumph in our troubles and rejoice in our sufferings, knowing that pressures and afflictions and hardships produce patience and swerving endurance. En ons gaan op 'n volgende stadium bietjie meer oor hierdie praat, wat ons gaan praat oor goddelike karakter. Maar die battle wat jy moet, die grootste battle wat jy gaan moet fight in die lewe, is die geveg teen discouragement. Want dit is die grootste strategie van die vyand. Dit is om jou courage te steel, om vir jou te sê, weet jy wat, dit gaan nie uitwerk nie. Weet jy wat, daar's nie hoop nie. Weet jy wat, dit is nou maar donker, niks wil uitwerk nie, alles is net negatief. Dit is sy strategie, om ons te keer, om by dit uit te kom wat God vir ons geroep het om te wees. So wanneer jy jou courage verloor, dan verloor jy jou drome. En dan verloor jy jou waagmoed. En dan wil ons nie meer uitstap in geloof nie, en dit is dan wanneer ons betuimel in hierdie gat van hopeloosheid beginne voel. Want dit steel letterlik jou purpose. Jy kan nader en dit is ook die ding van julle, ons kan dit nie bekostig om passief te gaan sit dat ons drome net gesteel word nie. Ons moet aktief teen dit fight. En sê, Here, ek sal veg vir my destiny. Ek sal veg vir die drome wat U vir my in my hart te plaas. En natuurlik, soos ek gesê het, is dit goddelike drome, nie selfsugtige begeertes wat ek hiervan praat nie. Ons gaan nie noodwendig altyd al die antwoorde hê nie. En ons gaan nie altyd die lig sien nie. Maar dit is hoekom ons dit noem walking by faith. So God openbaar om vir ons stukkie vir stukkie. Hy gee vir jou in die seisoen wat jy nodig het. Al dink jy, al voel jy dalk verlore. Al voel jy defeated. Vat vandag net 'n oomblik en vat weer en sê, Here, ek gaan weer courage opvat om te glo dat U vir my 'n antwoord het, dat U vir my sal wys wat, waar en hoe. Nou in Judges 20, vanaf vers 20 sê dit, but the people, the men of Israel, took courage and strengthened themselves again set their battle line in the same place where they formed it the first day. Maar wat ek wil by uitkom is die heeltyd as jy lees van hierdie battles in die Ou Testament, nê? Van al die rigters wat daar was, en jy het vir Joshua en Caleb en alles, en dan oor en oor is dit daai woorde van take courage, take courage. So, wie van ons wil in oorwinning lewe? Almal van ons wil in oorwinning lewe. Wie gaan in oorwinning lewe? Die wat hulle self gaan posisioneer op 'n plek waar hulle weet hulle sterkte lê. En wanneer hulle plat geslaan voel en hulle voel uitgebrand en hulle voel mismoedig, gaan hulle dadelik na die plek waar hulle weer versterk word en waar hulle self weer kan opbou. En dit is natuurlik in die teenwoordigheid van die Here, om op die Here te wag. Wanneer jy moeg is, wanneer jy voel ek kan nie meer aangaan nie. Onthou, Dawid was ook baie keer daar. En oor lees ons in die Psalms, so hy kom en hy sê, take courage, Here, versterk my. En dit is waar ons moet wag. En kom ons lees sommer een van die Psalms, Psalm 27 vers 14. Wait and hope for, expect the Lord,
Be brave and of good courage, and let your heart be stout and enduring. Yes, wait for and hope for and expect the Lord. So die antwoord is, bly in sy teenwoordigheid. Bly op jou knieë, gaan bid, versterk jouself, tot daai gevoel lig, en jy fight deur dit, want dit is in sy teenwoordigheid waar die kettings afval. Dit is in sy teenwoordigheid waar ons vrykom en waar ons weer ons harte kan vasmaak. Want mismoediging sal jou altyd vulnerable laat voel. Dit ontbloot jou totaal en al, dis hoekom dit so belangrik is om jou hart te beskerm. Want sekere saadjies sal weer inkom, soos verbittering, leuns, offenses, al hierdie goed gaan draas in ons harte, en dit steel dan ons joy en ons courage. Jy kry weer openbaring van ware vreugde, wanneer ons onsself weer volmaak in sy teenwoordigheid. En dan gee hy vir jou die visies, die strategie en die vermoë om daardeur te staan en dit te doen wat jy moet doen. So in Spreuke 13 vers 12 sê dit vir ons, hope defers makes the heart sick. But when the desire is fulfilled, it is a tree of life. Nou, soos ek gesê het, Salomo het soveel wysheid gehad en hy het hierdie ding nogal verstaan op 'n manier, nie? Van die hele ding van om begeertes van jou hart te kan vervul. En wat amazing is dat Jesus gekom het, nie? Dat ons vandag the tree of life kan aktiveer in ons lewe, want hy het vir ons kom redding bring. Hy het vir ons kom oorwinning bring. Hy het gesê, take heart, I have overcome the world. Nou kom ons lees bietjie Johannes 16 vers 24. Up to this time you have not asked a single thing in my name, as presenting all that I am. But now ask and keep on asking, and you will receive, so that your joy, gladness, delight may be full and completed. So ons moet hardloop na Jesus toe. Veral in moeilike tye, wanneer ons met moeilike situasies sit en ons wil mismoedig word, moet ons dadelik hardloop na die Here toe. Die ander ding is ook met mismoediging. En dit was nogal vir my met Elia, wat in die woestyn ingehardloop het toe Jezebel hom ons nou so gejag het, het hy hom dadelik gaan isoleer. Hy was depressief, hy het daar gesit, hy het moedeloos gevoel, hy het miserable gevoel, en toe kom die engel en hy bedien hom, en hy gee hom kos, en hy versterk hom, en hy sê, nee, staan weer op, en hy het hom weer bemoedig. Want jy sien die ander tegniek wat die vyand wil doen om ons joy te steel, is hy wil ons isoleer. So die oomblik wanneer jy dan mismoedig voel, of jy het offense in jou hart, of daar's verbittering, dan is dit of jy wil wegkom, en jy wil nie meer by mense wees, jy het seer gekry met iemand in die kerk, of iemand, jou boetie het jou in die rug gesteek, of wat ook al, dan kan mens ook wees, dat mens hierdie saad aanvaar in mense lewe, jy isoleer jouself, en dan verloor jy jou krag. Ons het mekaar nodig om mekaar op te bou, en dit is hoekom dit so belangrik is ook, om in 'n gemeenskap te wees wat gesond is vir jouself. En daar skryf Paulus ook in Romeine 1 vers 11 tot 12, en hoor bietjie wat sê hy, for I am yearning to see you, that I might impart and share with you some spiritual gifts to strengthen and establish you. That is, that we may be mutually strengthened and encouraged and comforted by each other's faith, both yours and mine. En tot Paulus het dit nodig gehad. En hy het hierdie beginsel wat hy uitdra van julle, ons moet mekaar dra. Ons moet mekaar se laste dra. Nou kom dit weer terug na daai beginsel van om mekaar se laste te dra en om daar te wees vir mekaar, nê? En weet julle wat ook, baie keer wanneer mens daai las van depressie, alleenheid, isolasie, al die goeters wil afbreek, is baie keer wanneer jy dit wat in jou hart is, want baie keer is dit goed wat jy al jare saam met jou dra, wat jy met niemand gedeel het nie, jy het nog met niemand gepraat daaroor nie, jy kon dalk gemolesteer gewees het, daar kan miskien abuse gewees het in jou huis, daar kon
terrible goed gebeur het, maar jy het nog nooit met iemand eers gepraat of met hulle of dit uitgekry nie. Wanneer jy by iemand sit wat opregte empatie het en na jou hart kan luister en jy praat oor hierdie dinge, dan kan dit partymal ook iets kan ek sê deurbreek in mense lewe. Dis baie keer wanneer die genesing dan inkom, want jy gee erkenning van dit het gebeur. Dit is wat met my lewe gebeur het. En hulle sê ook confess to one another your faults so that you can be healed. So ons het mekaar nodig en hulle het al bewys dat mense in 'n gesonde gemeenskap langer lewe. Mense wat alleen en geïsoleer is, gaan makliker dood, letterlik, want ons is nie gemaak om geïsoleer en alleen te wees nie. Ons het mekaar ook nodig. En dis dan ook 'n ding wat ons voor dankbaar kan wees, is om goeie vriende te hê, mense om ons wat lief is vir ons. So, ons gaan net 'n laaste breek vat en dan gaan ons gou-gou weer alles bymekaar bring wat ons vanoggend oor gesels het. Net 'n kort opsomming en dan gaan ons net weer 'n lekker afsluiting hê. Ek is nou weer terug. Ag julle, dit was weer my so lekker om vanoggend saam met julle te kuier en ek hoop daar was iets wat vir jou ook deurgebreek het vandag. Kom ons kyk bietjie na die 10 punte wat ons oor vandag gepraat het. So eerstens, ware vervulling kom as ons die gawe aktiveer deur om in goddelike gehoorsaamheid te wandel. Nommer 2. Vervulling kom wanneer jy dankbaar is vir dit wat jy in jou lewe het en dit aktiveer goddelike vreugde. Nommer 3. Vrede kom wanneer jy in nederigheid en dankbaarheid wandel. Nommer 4. Wanneer jy weet wat God se roeping vir jou is en jy fokus op dit met 'n opregte nederige hart en jy bly getrou, sal hy jou grondgebied vergroot. Nommer 5. Soms soek ons na die volgende seën of suksesstorie, maar ons het nog nie eers dit gedoen wat die Here laaste vir ons gesê het om te doen nie. Nommer 6. Om by contentment uit te kom, moet ons ook teachable wees. Om te weet wat om te verander en die insig te kry wat die waarheid is en nie. Nommer 7. Jy het courage nodig om jou grondgebied in te neem. Nommer 8. Enige iemand kan opgewonde raak oor 'n visie, maar dan kom die werk en dit lyk nie noodwendig soos jou prentjie nie. Dis hier wat jy uithou vermoë en courage nodig het. Nommer 9. Jy kan dit nie bekostig om passief te wees nie. Dit sal jou drome steel. Jy moet opstaan en veg vir jou grondgebied en dit wat die Here vir jou instoor het. Nommer 10. Jy kry openbaring van ware vreugde wanneer jy in sy teenwoordigheid is in moeilike omstandighede. So mag jy die week in opregte dankbaarheid wandel. As jy dit nog nie gedoen het nie, kry vir jou 'n dankbaarheids- of 'n gratitude journal. Al vat jy dit 'n gewone boekie, jy kan dit vir jou mooi maak ook. Jy kan vir jou scrapbook goedertjies koop en stickertjies en allerlei mooi prentjies en so aan. En vat net elke dag, aan die einde van die dag, dan sit jy net 'n bietjie stil en dan dink jy, wat is die 5 of die 10 goed waarvoor ek dankbaar was vir vandag? Dit leer jou brein dan om daai deel van jou brein meer te aktiveer. Dit gaan ook dan help dat jy elke negatiewe gedagtes dan intentioneel gaan skuif en fokus op dit wat die Here wel vir jou gee en die krag wat jy wel het en die insig wat hy wel vir jou instoor het. Mag jy jou grondgebied uitbrei en elke dag lewe met vervulling en goddelike vrede en vreugde. Nou volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor om gees, siel en liggaam God se rus te vind in ons lewe. Nou as jy dalk hierdie opname wil weer luister of jy wil dit dalk vir iemand aanstuur of jy het dalk 'n vriendin wat jy wil sien luister, ek wil jy moet ook bietjie dan luister. Kan jy gerus gaan kyk, ek laai al my opnames, word gelaai op van Hartklank, word gelaai op
my website en is yourdestiny.org.za. Jy kan ook gaan volg op YouTube. Daar op YouTube is dit Your Story, Your Destiny. En as jy miskien wil 'n bietjie jou getuienis deel, of daar's iets wat ek vandag gesê het, of iets wat ek genoem het, of jy wil dalk ietsie byvoeg, of jy wil dalk net 'n getuienis deel oor dit in jou lewe. Dalk het jy verlang met depressie gesit, of wat ook al, ietsie wat op jou hart is jy welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur. So ek gaan gou vir julle 'n WhatsApp nommer stuur, wat jy dan direk, dis Radio Kansel se nommer, waar jy getuienisse kan deel, en waar jy ook bietjie jou insette kan ook deel. So jy stuur 'n WhatsApp na 082 657 2729. Ek herhaal net gou weer die nommer. Dis 082 657 2729. En jy begin jou boodskap en jy sê hartklank tussen koffie en genade, en dan kan jy jou boodskap stuur. Dit sal vir my so lekker wees om bietjie van julle te hoor, en bietjie hoor ook, wat voel jy, wat dink jy, wat is daar, wat se vrae het jy? Jy kan ook voorstelle dalk vir my deurstuur en sê, luister maar, ek wil bietjie meer van dit wees. Ek het hierdie scenario, hoe hanteer ek dit? Dan gaan ek ook in die toekoms meer weet, wat spesifiek is dit wat jy nodig het om leiding te hê in jou lewe. Dit was so voorreg en so lekker om vanoggend weer hierso saam met julle te kuier. Volgende week kom loer jy weer in, hierso op 'n Woensdagoggend van 9 tot 11 op Hartklank. Lekker dag vir julle verder. Totsiens.